Goeiedag almal, ons het gister begin gesels daarvan uit 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Ons het gesien wat die betekenis van die woordjie nugter en waaksaam is, maar dan die vraag wat ons gevra het is, hoe moet ek nugter en waaksaam wees? Nou die eerste manier om nugter en waaksaam te wees was, wees versigtig waarna jy kyk en waarna jy luister. En dan nou vandag, wees versigtig wat jy sê. Jy weet, luister na die Here se waarskuwings ten opsigte van die dinge wat ons sê in Maleagi 3 vers 13 en 15. Vermetel en dwaas is julle woorde teen my, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dit hou vir ons geen voordeel in om die Here te dien nie. Wat help dit om te doen wat die Here sê en met lang hartseer gesigte rondloop om te wys ons is jammer oor wat ons verkeerd gedoen het? Kyk net hoe goed gaan dit met die slegte mense. Hulle doen net wat hulle wil en die Here doen niks aan hulle nie. Maar weet jy wat? Die dinge wat jy sê kan jou lewe en jou toekoms bou of dit kan dit verwoes. Daarom moet ons waaksaam wees. Ons moet nugter wees oor die dinge waaroor ons praat. Want luister wat sê die Here verder in Maleagi 3 vanaf vers 16 tot 18. Toe het die mense wat die Here baie liefhet en respekteer met mekaar gepraat. En die Here het baie mooi na hulle geluister en dit het sy hart geraak. Hy het toe hulle name in sy persoonlike dagboek opgeteken, sodat hy nooit van hulle vergeet nie. Daarom sê die Here, hulle behoort aan my, hulle is my kinders vir wie ek omgee. Hulle is vir my soos 'n kosbare besitting en ek sal hulle met liefde teen my bors vasdruk. Want dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat na my luister en die wat dink hulle weet alles. Jy weet, daar is soveel dinge wat die Here saam met jou en met jou en vir jou wil doen. Daarom waarsku hy ons in Spreuke 18 vers 20 tot 21 as hy sê, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Die Here sê vandag vir elkeen van ons, my kind, wees nugter en waaksaam, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Wees versigtig waarna jy kyk, wees versigtig waarna jy luister en wees versigtig wat jy sê. Dankie daarvoor, Here, dat ons weet ons kan wysheid en krag van U kry. Amen.